Môre. Ons teksgedeelte vanoggend is Lukas 24 vanaf vers 36 tot en met vers 48. Ek wil vir ons enkele verse lees terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat. Staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en het bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: waarom het julle geskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien, wat dat ek het nie. En dan vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering, vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Gemeente, as ons dink oor die opstanding van Christus, dan is dit so dat die straf op die sonde was die dood. En daarom is dit dat Christus die dood moes oorwin, sodat ons die ewige lewe kon ontvang. As Christus nie opgestaan het uit die doodheid nie, dan het dit dood eenvoudig beteken dat hy maar net nog 'n gewone mens was, soos elkeen van ons. Maar deur sy opstanding kom hy en hy kom bewys dat hy die ware God is en die lewende Here. As mens gaan kyk na die belydenisskrifte van ons kerk, dan word die vraag gevra: wat se betekenis het die opstanding van Christus vir ons? En daar is 3 betekenisse. Aan die een kant getuig dit van ons verlossing in Christus. Dit herinner ons daarin dat Christus vir ons aan 'n kruis gesterf het, dat deur sy dood daar vir ons verlossing gekom het, en daarom dat ons die vryspraak, die vergifnis van sondes, dan ook ontvang het. Die tweede is natuurlik dat ons opgeroep word of opgewek word tot 'n nuwe lewe in Christus. En dit beteken dat ons lewe nie meer dieselfde is nie, maar dat God ons lewens herskep het, kom verander het, kom nuut maak het. En die derde is natuurlik dat ons ook deel het aan ons eie opstanding, dat ons deel het aan die ewige lewe. Die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het, wil juis die verlossende gedeelte van Christus se opstanding vir ons bevestig. Ons lees dat die Here by hierdie geleentheid aan sy disippels verskyn. In hoofstuk 24 sien ons dat hy verskyn aan die vroue, dan aan die Emmausgangers en dan aan sy disippels. En dan word daar vertel na hierdie dinge, en moontlik kan dit verwys na die opstandingsgeleenthede van die vroue en die Emmausgangers, maar dalk ook oor die nagmaal wat daar gevier was aan die huis van die Emmausgangers, toe hulle oë oopgegaan het met die breek van die brood. En daarom is dit belangrik ook dat hierdie gedeelte natuurlik ook sin speel op die nagmaal. Aan die een kant om te wys op ons eie onverganklikheid, ons eie onwaardigheid eintlik, dat ons afhanklik is van ons verlossing in Christus. En die tweede plek wys dit natuurlik op die genade van die Here. En dat die Here hier aan sy disippels verskyn en dat hy aan hom hulle bekend maak en openbaar, en dat hulle eintlik hom sien as die opgestane Here. Daarom die uitnodiging om te sê: kom kyk na my wonde, my hande, kom raak daaraan. So ons kan eintlik sê die pad na die opgestane Christus is juis deur sy wonde. Ons sien dat hulle verskrik is, dat hy vir hulle sê: geef my iets om te eet. Daardeur is dit natuurlik dat hy vir hulle wou wys dat hy regtig leef, dat hy 'n mens is. En dan die ongelooflike getuienis om te sê dat hierdie moes gebeur sodat dit vervul kon word, sodat ons tot bekering kan kom en dat ons vrygespreek kan word van ons sondes. Wat hier belangrik is dat alles is God se werk. As 'n mens gaan kyk na hoe die Here ook hulle oë oopgemaak het of 'n verstand verhelder het, dan word dit geskryf in die passiewe tyd, wat beteken dit is nie iets wat van die mensheid kom nie, maar dit is die Here wat dit bewerk. So die verlossing kom van God af. Dis God wat vir ons bring tot nuwe insig, tot geloofsgroei in ons lewe,
En daarom kan ons dit nooit vanuit onsself doen nie, maar altyd vanuit ons verhouding in God. Die feit dat Christus moes ly, is meer as net sy gevangenisneming. Is meer as net sy kruisiging en die dood. Maar dit gaan ook dat ons as gelowiges kan identifiseer met Jesus wat dan ook juis die uitgeworpene kies. Hy wat vir ons ook gelei het, wat beswadder is, wat verlatig en in die steek gelaat was, sodat ek en jy die lewe kan ontvang. En daarom die opdrag om te sê, in sy naam is daar bekering, metanoia en vergifnis van sondes. Metanoia beteken 'n hartsverandering wat in ons lewe plaasvind. 'n Ommekeer in ons gesindheid, maar ook in ons denkpatrone, as ook 'n verandering van waardes. En hierdie innerlike vernuwing van God maak dan dat ons nie anders kan as om dit ook sigbaar te leef, ook in ons optrede nie. Daarom hoor ons hierso dat die disippels die eerste getuies is, hulle wat getuies is van sy opstanding word dan gestuur om hierdie boodskap van redding en van verlossing te gaan verkondig in Jerusalem, maar ook na die uithoeke van hierdie wêreld. Die manier waarop Jesus hom aan ons bekendstel, die feit dat hy vir ons verwys na sy wonde, getuig daarin dat dit nodig is dat ons juis in Christus moet sien dat die Here gekom het om ons te red en ons te verlos. En hierdie verlossing vat my hele lewe. En daarom is dit dat hierdie gedeelte vanoggend vir my en vir jou sommer net wil herinner om te sê, onthou dat Christus vir jou tot 'n nuwe lewe roep. Onthou dat hy jou vrygespreek het. Onthou dat daar vergifnis gekom het vir jou. En daarom dat ons uit hierdie vergifnis dan ook mag leef. Dit vra 'n ommekeer, 'n omdraai, 'n bekering in ons lewe, en dit alleen is wat God ook in my en jou hart bewerk. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons help om so te leef dat ons vir U sal eer en sal verheerlik deur ons lewe. Amen.